Ek sal jou help. Hy is so diensbaar gewees. Hy was baie siek vir 20 jaar en die laaste jaar was hy regtig baie siek gewees en kon eintlik nie meer praat nie en so. Maar ek onthou elke oggend in hierdie tyd voor hierdie jaar, hoe sal ek 'n boodskapie kry van hom af? Ietsie oor die Here. En dit was sy bediening, en ek weet, wanneer ons 'n boodskapie kry, en sien dit so baie, veral as jy op Facebook gaan, dit raak half afgeplat later, maar om een of ander rede, wanneer hy vir my in die oggend daardie boodskapie gestuur het dit vir my altyd iets beteken, iets besonders beteken, en ek dink dis dalk oor ek sy hart geken het, en by sy begrafnis het hy gesê, weet jy wat, ek wil nie, die mense mag nie swart aan hê nie, en julle moet blommetjies aan hê, en julle moet vrolik wees, want ek is waar ek wil wees. En ek besef vir 'n oomblik, die pastoor se boodskap, besonder 'n mooi boodskap gewees. Hy sê op 'n stadium, hy noem dit, hy sê, hy was nie volmaak nie. En ek dink so, as ons as kinders van die Here, dis waarheen ons werk mos, dis wat ons wil heilig wees, soos wat hy heilig is, dit is mos ons voorbeeld, maar hy is nie volmaak nie. En dit pas so reg in lyn met die boodskap wat die Here vir my vanoggend gegee het. Dis 'n baie gemaklike, of nie gemaklik nie, dis 'n baie eenvoudige boodskap, maar nie 'n gemaklike boodskap nie. So, as ek nou vir jou vanoggend sou vra, wat is die grootste 2-letter woord wat in die Bybel staan? Kan julle gou so 'n bietjie dink? Die grootste 2-letter woord wat in die Bybel staan. Met ander woorde, groot in belangrikheid. Ek kan vir julle so leidraad gee. Hy kom 993 keer in die Ou Testament voor. Hy's 1600 keer in die Bybel en hy 602 keer in die Nuwe Testament. Het julle al 'n idee? Ja, hoe weet jy dit? Het jy gelees? Ja, mooi Koenie. Ja, dis die woordjie as, if. Dis die kleinste, grootste woord wat in die Bybel staan. Want dis bepalend. Hy's klein want hy's 2 lettertjies, maar hy's groot want hy's so belangrik. As 'n mens dink aan die woord as, dan is dit die verskil tussen waar en onwaar. As kan die verskil wees tussen gered en ongered. Want as ek my lewe vir die Here gee, is ek gered. As ek die keuse maak en nie my lewe vir die Here gee nie, is ek ongered. As is die klein woordjie wat tussen gehoorsaam en ongehoorsaam aan God die verskil kan maak. As is ook die woord wat die verskil kan maak tussen my eindbestemming, of dit gaan wees 'n ewigheid saam met God in die hemel, of in die hel. En dis harde woorde, maar ek dink julle kan vanoggend saam met my stem, dat hierdie klein woordjie dra baie gewig. So ons gaan vanoggend iets lees, wat die Here vir my so mooi oopgebreek het. Soos ek sê, dis 'n eenvoudige boodskap, maar is so 'n kragtige boodskap. En nie een van ons wat vanoggend hier sit, of wat aanlyn luister, kan sê, ek kan my nie vereenselwig daarmee nie. Want ons is almal mense, en hy het vir ons almal gekom, sodat ons 'n keuse kan hê, om te sê, as ek die kies, gebeur dit, maar as ek die kies, gebeur dit. So ons gaan lees vanoggend uit die boodskap,
2 Kronieke 7 vers 14. 2 Kronieke 7 vers 14. En die eerste woord wat ons vind in hierdie vers is as. So ek het 'n keuse. As dit gebeur en my volk verneder hulle self en hulle soek na my wil en as hulle ophou met hulle verkeerde optrede, sal ek hulle vergewe. Dan sal ek hulle land gesond maak. En die ESV sê dit, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Nou hierdie skrif, as in die konteks van dit, is dit geskryf toe Salomo hulle die tempel ingewy het. En dit staan so mooi in 2 Kronieke 6, hoe Salomo vir die Here sê, Here, ons is almal sonde, ons doen almal verkeerd. Maar daar is nie 'n mens wat nie kwaad doen nie. Maar as die hemele toegesluit bly, dan sal geen reën val, omdat die volk teen nie gesondig het. Of hy sê, indien daar 'n hongersnood in die land kom, hy sê, Here, as ons kom jammer sê, sal U ons vergewe. En God kom in 2 Kronieke 7 vers 14 en hy sê, as julle dit doen, sal ek dit doen. Nou omdat dit so baie geleese gedeelte is, gebruik ons dit baie, ons rammel dit sommer af, soos ek het nou gelees het. As dit gebeur en my volk verneder hulle self en hulle soek na my wil en as hulle ophou met hulle verkeerde optrede, sal ek hulle vergewe, dan sal ek hulle land gesond maak. Of ons kies 'n gedeelte. As my volk hulle verneder, dan sal ek hulle optrede vir hulle vergewe. Ons haal sulke deeltjies uit, omdat dit so bekende deel is. Maar vanoggend, die Here het vir my hierdie skrifgedeelte in stukkies gaan opbreek. Daar's 4 werkwoorde hierin, wat moet gebeur, sodat ek en jy in lyn kan wees met God se wil en met God se woord. 4 werkwoorde, en ons gaan vanoggend na hulle 4 kyk. Die eerste een is verneder jouself. Die tweede een is bid. Die derde een is soek my aangesig. En die vierde een is bekeer van verkeerde weë. Nou verneder, ek dink julle gaan my saamstem, dis nie maklike goed hierdie nie. Dis ook nie lekker goed nie. Wie hou daarvan, net so by wyse van 'n hand, wie hou daarvan om verneder te word? Dis, hou julle daarvan? O, hulle sê nie, hulle hou nie daarvan nie. Het ons nou net nie 'n misverstand hierso het nie. Wie hou daarvan? Niemand hou daarvan om verneder te word nie, maar God sê, ons moet onsself verneder. Hoe doen ons dit? Daar's eintlik 'n baie mooi verhaal wat presies hierby inpas, en dit is Jakob wat sy pa Isak en sy broer Esau bedrieg het toe hy die seun ontvang het wat Esau moes ontvang het. En Jakob vlug toe na sy oom Laban toe en gaan bly daar, en toe hy nou baie suksesvol is, toe besef hy, maar hy gaan nou terug wil gaan na sy geboorteland toe, maar daar's een probleem, Esau is daar. En Esau is uit die aard van die saak nou kwaad vir hom. So hy kom toe aan, maar iets gebeur in Jakob se hart voor hy daar kom. Jakob besef, ek het 'n fout gemaak, dit was verkeerd. En hy begin so lank geskenke om vir Esau nou te laat weet, hy is op pad, en laat hy nou bietjie moet kalmer raak teenoor hom, stuur hy vir hom geskenke. En dan lees ons die volgende in Genesis 3 vers 33, waar hy sê, ons sien, soos wat Jakob nader kom aan Esau, buig hy op die grond 7 keer. 7 keer, soos wat hy op pad is. Hoekom is dit so merkwaardig? Dis die manier hoe hy sê, ek was verkeerd, ek's onderdanig, vergewe my. So dis 'n teken van
onderdanigheid en nederigheid. En wat doen Esau? Dit laat my dink aan die pa van die verlore seun in Lukas. Esau kom en hy omhels sy broer en hy huil bitterlik. Dit simboliseer vergifnis, rekonsiliasie. En dis net soos die pa van hierdie seun wat al hierdie verkeerde goed gaan aanvang en hy teruggekom en hy kom sê, ek's jammer, laat ek sommer net 'n werker wees op die plaas en sy pa sê, nee, kom, slag die kalf, kom ons vier fees, my verlore kind is terug. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hierdie is die beginpunt, om nederig te wees. Dis die beginpunt van die herstel, om God se koningskap in my en jou lewe te erken. En dan staan daar in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Sien, hierdie is 'n keuse om die vyand se leuns te weerstaan en onsself te verneder, sodat ons God se stem meer kan hoor. En hoor nou net met die klank vanoggend. Hierdie is nie ietsiekie wat moet gesê word, of wat iemand wil hê ons moet hoor nie. Want dit is die ding wat die grootste skeiding maak tussen my en jou en die Here. Is oor ek myself nie kan vergewe nie, ek wil myself nie verneder nie, of ek gaan verneder myself, maar dit maak 'n skeiding tussen my en die Here, of in my verstand, die Here wil dit nie so hê nie, maar in my verstand het ek hierdie verkeerd gedoen, en dit maak 'n skeiding, en ek kom nie by die punt nie, want ek dink by myself, sjoe, dit was te groot, of ek dink, ek sien nie kans hiervoor om hierdie vernedering deur te gaan. Die partykeer is dit publiek wat jy so vernedering deurgaan en waar die Here jou kom oplig. En dan wil ek vanoggend sê, ons dien 'n God wie die keuse gemaak het om vrywilliglik aan die kruis te sterf, sodat daar vergifnis en rekonsiliasie kan plaasvind. Ek wil dit weer sê. Jesus het vrywilliglik aan die kruis gesterf. So belangrik is dit vir hom, dat ek en jy in lyn moet wees met hom en met sy woord, dat hy vir homself verneder het om aan die kruis te gaan sterf, sodat daar nie net vergifnis nie, maar ook rekonsiliasie kan kom. En ek is 'n lewende voorbeeld. Ek het dit al vir julle gesê, ek het al so baie getuig oor hoe die Here my van daar af opgetel het, en rekonsiliasie, hy het vir my woorde gegee, om te sê, hierdie jaar is dit die proses wat ons gaan deurgaan, want hy het gesien, hy sukkel met hierdie enetjie, want ek het die hele tyd vir myself vertel, dis te groot, maar wat sê ek eintlik? Sê ek nie eintlik, dat dit wat Jesus kom doen het, is nie groot genoeg, om dit wat ek verkeerd gedoen het, te vergewe nie. Sê ek dit nie? En is eers toe ek daar kom, waar die Heilige Gees daai vir my oopbreek, so Jesus het nie vir alles gesterf nie, vir jou nie. So met ander woorde, dis nie voldoende, die prys wat Jesus betaal het nie. Toe besef ek, nee, dit is voldoende. Die tweede deel om te sê bid, waar God sê bid, is hierdie vir my so mooi om te sê, maar gebed is nederigheid in aksie. Gebed is nederigheid in aksie. Hoekom sê ek so? Want ek erken my onvermoë en God se vermoë. Vir hom is niks onmoontlik nie. Al lyk dit vir my hoe onmoontlik. Ek lees die storie van pastoor John Ramsey. Dit was eintlik vir my so kosbaar geweest. En presies hoe ons dink, of hoe ek baie keer dink. Hy vertel die storie van 'n klein seentjie wat 'n rosie, iemand bring 'n rosie vir hom elke keer as hy nou preek. En die seentjie kom by hom en hy sê vir hom, pastoor, kan ek hierdie rosie kry? En nou weer die pastoor, al wat nou met hierdie rosie gaan gebeur is, hy gaan nou in die asblik gegooi word hierna.
En hy sê vir hom uit nuuskierigheid, vra die pastoor vir hom, maar hoekom wil jy die rosie hê? Hy sê, pastoor, my storie klink so. My pa en my ma is geskei. Ek het by my ma gebly. My ma het weer getrou en ek is gestuur na my pa toe. Ek het by my pa gebly vir 'n rukkie en my pa het gesê ek moet by my ouma gaan bly. So ek bly nou by my ouma en ek wil hierdie rosie vat om vir haar te sê dankie vir haar liefde en vir haar sorg. En die pastoor is bewoe en hy sê, seun, jy kan nie hierdie rosie kry nie, want dis nie groot genoeg nie. Hierdie ruiker wat hier staan, jy moet hom vir ouma vat. En hy is oorweldig, hierdie seentjie, en hy sê, wonderlik, wat 'n wonderlike dag. Ek het net vir een blommetjie gevra, maar die Here het vir my 'n ruiker gegee. En is dit nie baie keer so, dat ek en jy dink in ons pyn, dan soek ons net 'n klein reaksietjie. Here, sien my net raak. Asseblief, Here, sien my net raak. Ons soek net 'n klein reaksietjie. Maar dit wat hy vir ons gee, is soveel groter en soveel meer as wat ons verwag het. En dan is dit vir my so mooi hier in Filippense 4 waar daar staan in die boodskap, moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel vir hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Is vir my so mooi skrifgedeelte. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 17. Praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet nooit moeg word om te bid nie. 2 woordjies. Hy hoor. Hy hoor. En sy planne vir ons lewe en my plan vir my lewe lyk heeltemal anders. En al lyk dit anders, is sy plan altyd die beste, want hy weet waar die uitkoms is en waar dit op die ou end gaan eindig. So, ons het nou die eerste punt gesê, waar ons sê verneder jouself, waar God sê verneder jouself. Dis 'n hartsding, verneder jouself. En dan bid, om te sê, my nederigheid is nou in aksie. Here, dis u het die vermoë, ek het nie die vermoë nie. En dan soek my aangesig. Baie interessant, dat daar staan, soek my aangesig. Maar ek en jy soek baie keer God se hand. Here, help my hier. Doen hierdie vir my. Bring vir my hierdie. Here, gee vir my dit. Maar hier staan nie, soek my hand nie. God sê, soek my aangesig. Hoekom sy aangesig? Sy karakter, sy wil, sy teenwoordigheid. Hier sing ons vanoggend hierdie liedjie, dit is so mooi. Ek wil sien wat die engele sien. Ek wil hoor wat die hemele hoor. Hoe lyk dit? Het jy al vir een oomblik gaan dink? Hoe lyk dit? Daar waar die engele om God wat op die troon sit staan en elke keer wanneer ons hier op aarde hom die eer gee, sak hulle voor hom neer en hulle sê, heilig, heilig, heilig. Het jy al daai beeld gesien? Ons sê dit vanoggend gesing. Ek wil sien, engele sien. Want Jesus, U is my beminde. As jy vir iemand lief is, dan is dit nie oor wat jy kan kry nie. Dis oor wie dit is. As ek vir Jesus lief is dit nie oor wat ek by hom kan kry nie. Dis oor wie hy is. En ons het vanoggend so mooi getuienis gehoor en ek gaan nou nie name noem nie, want ek het nie gevra nie, maar so mooi getuienis gehoor van iets wat heeltemal verkeerd geloop het, of kon loop, en hoe die Here net deurgebreek het, deurbraak gegee het, en hoe sy letterlik agteroor kon staan en in verwondering sien hoe die Here vir haar deurbraak bring. Hoekom? Sy's lief vir hom. Ja, hy doen vir ons goed, want hy's vir ons lief. Maar ons hart, sy hart,
soek ons hart. My en jou hart. Peter Lord sê die volgende, en dis eintlik 'n baie harde woord. Hy sê, if we only see God for what he can do for us, rather than seeking him for him, hoor hier, we are spiritual idolaters. Skokkend, maar is waar. Daar's 'n rede hoekom God sê, jou hart moet vernuwe, jou gedagtes moet vernuwe, jou hart moet vernuwe. Hy soek ons hart. Nie 'n hart van klip nie, maar sy hart, 'n hart van vlees. Ek dink vanoggend, toe ek klaar maak, toe dink ek aan daai lied wat ons sing, en dit staan in die woord van, soos 'n wildsbok wat smag na water. Het jy al gesmag na water? Dis dan wanneer daai tong van jou so in jou verhemelte vassit, en jy wil net enigiets, as jy net iets gedrink het. Ek sien baie keer daai kinders as hulle daar aankom by my, bloedrooi in die gesig, papnat gesweet na oefening. Tannie, kan ek net iets kry om te drink? Dis smag. Dis smag. Ek het in die 2 jaar wat ek die Children and Youth Director is, gaan sit ek by die Here en ek sê, Here, sê vir my wat wil U vir die kinders sê? En die Here gee vir my, deur Desiring God, is dit nie mooi nie, smag God, dis die mense se naam, Desiring God, gee hy vir my program oor sy attributes, sy karaktereienskappe. Want, as ons nie hierdie verhouding met God het, om te verstaan wie hy is nie, dan help niks. As ek weet wie God is, wat sy karaktereienskap is, as ek tyd maak om sy wil te soek, as ek tyd maak om te smag na hom, meer en meer van hom te leer ken, dis dan wanneer ek hom leer ken, en nou in 'n verhouding is met hom, sodat ek weet, ek hoef nie meer bekommerd te wees oor goedjies wat moet gegee word nie, want hy sal sorg daarvoor. Hy het my hart, hy het my lewe, hy het my alles. Die laaste een is bekeer van verkeerde weë. En dan sê daar in Engels, turn from their wicked ways. Nou, om te bekeer van 'n verkeerde lewe, is ek nou jammer om te sê, maar dis nie om te huil daaroor nie. Dis ook nie om jammer te voel of iemand te blameer nie. Om te bekeer is 'n aksie. Dis om, hier's dit, en ek draai my rug op dit, en ek gaan die kant toe. Om die rigting van my hart, die direksie waarin my hart besig is om te beweeg, om dit te verander, om weg te draai. Dis 'n aksie. Al 4 hierdie woorde is werkwoorde. God kom sê vanoggend vir ons, daar's 'n manier wat jy in lyn kan wees met my. Dit gaan iets van jou vra. Dit gaan van jou vra om jou te verneder. Dit gaan van jou vra om te bid. Dit gaan van jou vra om my aangesig te soek. En dit gaan van jou vra om te draai, 'n ommekeer te maak. En baie keer dink ons sonde as groot goeters. Ons dink byvoorbeeld nie, as ek myself so in die spieël kyk en myself so, joh, jy het 'n lang neus, sjoe, jy's aan dik hoor, hoorie? Ons besef nie wat ons aan onsself, wat doen ons? Is ons in lyn met die woord van God? Is dit wat hy sê van jou en van my? Nee, is dit sonde? Verseker. Alles wat ons doen, wat nie in lyn is met God se woord en sy wil nie, is sonde. Maar ons gemaklikheidshalwe kies 'n paar grootes uit. Steel, diefstal, jy weet daai goedjies daai groot goedjies.
Iemand het eendag 'n baie mooi boodskap en ek nog nooit weer gekry nie, maar iemand het 'n baie mooi boodskap gegee en ek het dit al genoem, maar ek wil dit weer vanoggend noem want dit is vir my 'n merkwaardige voorbeeld. Hy het gesê almal van ons het sonde op ons arm geskryf, as jy dit nou denkbeeldig so wil sien. Party van ons se moue is afgetrek en party van ons se moue is opgetrek. Met ander woorde, as ek daar voor daai spieël staan in my kamer, is my mou afgetrek. Jy weet nie wat het ek vanoggend daar gedoen of gesê nie. Maar wanneer ek in die openbaar kom en ek steel 'n pen van my pel, dan is my mou opgetrek. Almal weet ek het die pen gesteel. Maak hierdie een of daardie een nou, is die een minder of die een meer? Dis dieselfde. En ek moes ver gaan om hierdie te besef. Want ons wil sulke tikboksies hê om te sê, turn from their wicked ways. Hierdie is 'n baie lelike wicked way. Hierdie en ek, nee wat hy's klein, hy hoef iets op die lys te wees nie. Maar as jy die Heilige Gees gaan vra, wys my lewe. Waarmee is ek besig? Wys my lewe, wat is nie in lyn met God se wil of God se woord nie, dan voel dit soos 'n bulldozer wat 'n pot grond op jou afgegooi het. So baie is dit. En ek gebruik spesifiek daai voorbeeld vanoggend, want kom ons lees net hier wat sê 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Ja nee, dis vir my baie oulik geskryf. Ja nee, moet my nie verkeerd verstaan nie. As ons wil voorgee dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heeltemal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid nie. As ons egter voor God erken dat ons foute gemaak het en nooit weer dieselfde foute wil maak nie, sal God van sy kant af heeltemal van ons sondes vergeet. Hy sal ons ook geestelik skoon was van alles waarvan hy nie hou nie. Glo dit maar. Want God bly getrou aan sy beloftes en doen wat reg is. Dan is daar nog van ons wat wil beweer dat ons nie foute maak of sonde doen nie. Verbeel jou. Deur dit te sê, maak hulle van niemand anders nie as God self 'n leienaar. Hulle verstaan nou regtig niks van God se boodskap nie. Toe ek dit lees, toe besef ek eendag het ek vir 'n pastoor gesê, pastoor, ek het so alles in my lewe probeer reg doen. Die pastoor kyk my so, maar met passie sê ek dit, alles in my lewe probeer reg doen. Hy kyk my so, hy sê, dis jou eerste fout. Ek dink, goeie hemel, het jy nie gehoor wat ek nou sê nie? Ek het alles probeer reg doen, want ek het probeer alles reg doen. Dis eers wanneer ek my knie buig en myself verneder voor God en weet daar's niks wat ek kan doen. Niks, hoor vanoggend, niks wat ek en jy kan doen om vergifnis van sonde te kry behalwe deur Jesus nie. Net hy. En ons sê dit en ons hoor dit Sondag vir Sondag, maar is dit hier? Hoor ek en jy vanoggend dat jy kan maar die beste werke doen wat jy wil, jy kan maar die wet navolg soos wat jy wil, jy kan maar die Bybel vat, as jy nie voor God jou knie buig en sê, Jesus, ek kan nie eers hierdie tree gee sonder U nie. So afhanklik is ek van U nie. Dan baat dit jou niks. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, as ek het 'n keuse, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy sal ons sonde vergewe. Jy sien toe org, ek wil nou graag vra, sal julle tweetjies my kan kom help hier so asseblief? Ek gaan of julle baie moeilike werk gee, want die ding dink ek hy gaan dalk koek. Maar julle is mos manne, julle gaan dit gelukkig soos niks uitsort nie. Sê jy vir my daai puntjie daar vir, dan gaan staan jy deur, en dan vat jy nou weer hierdie puntjie en dan gaan staan jy daai kant. Maar sien, kyk hoe lyk dit hier. Sien toe ek nou daar by my vriend se begrafnis staan. As mos niks dan, as mos in hierdie lewe nie 'n ding wat jou so terugruk soos na die realiteit toe so iets nie. Dan besef jy weer waaroor gaan alles bietjie vir 'n slag.
Want is so gejaag na wind, voel dit vir my elke dag. En ja, sê, nou kan jy moet nou daar heeltemal teenoor gaan staan, gaan jy sommer hier in die middel af. Hierso, dankie seun. As hy, gaan julle nou mooi kan sien. O nee, jy moet daai, of okay, gaan maar sommer staan, sommer so. Ek dink dit gaan maklik. Wie sê my tou nou styf trek, hoor? Dankie julle twee. Nou toe ek nou daar staan, toe besef ek wil nou hierdie stukkie hê wat jy nou hier so mooi vashou. Ek gaan hom nou weer vir jou gee. Toe besef ek dat, jy weet, die dag, hulle sê, die pastoor sê daar iets, en dit is so, hy sê ons ly aan 'n ongeneeslike siekte, en dit klink nou baie morbied. Maar dit is die waarheid. Vandat jy die dag gebore word, werk jy daarna toe om ook te wees waar my vriend nou is. Dit is nou maar realiteit. En ek dink so by myself, hoekom is dit so belangrik om in lyn met God en met sy woord te wees? Hoekom is dit belangrik om heilig te wees? Want ons lewe, kan julle dit mooi sien, hierdie klein stukkie groen. Ons lewe is soos hierdie klein stukkie groen. Dis ons lewe hier op aarde. En nou kan jy hom weer vat, en hierdie, en dit hou aan en aan en aan, is die ewigheid. Maar die moeilike ding, en hier kom dit nou, is dat hierdie klein stukkie bepaal dit. Ek gaan dit weer sê, hierdie stukkie, wat ons elke dag so soeg en sweet, waar die lewe vir ons druk, waar ons negatief is, waar ons nie meer weet waarheen nie, waar finansies ons druk, waar mense met jou aaklig is, waar jy opstaan en dis al waaroor jy dink, dis hierdie. En hierdie, hoe ek hier reageer, wat ek hier doen, die keuses wat ek hier doen, as ek dit en as ek dat, bepaal hierdie. Baie dankie. Ek wens, ek kan so tou daar teen my plafon opsit, dat as ek in die oggend my oë oopmaak, dat ek net weer herinner word, wanneer dit voel of die lewe druk, en dit is te swaar, in die skouers, en al my vreugde is gesteel, want ek amper sê ek spoeg en spartel, maar het voel partykeer so, jy spook en spartel, om net bo uit te kom, en dit alles, vir hierdie. Dankie, sê Engel, hoor? Dankie seun. So dit het my laat dink, maandag, aan wat is eintlik belangrik. Dankie hoor. Wat is eintlik belangrik? Wat eintlik belangrik is wat God sê in 2 Kronieke 7 vers 14. Dat ek in lyn moet wees met God en met sy woord. En hoe is ek in lyn met God se wil en met God se woord? Dit kan dalk beteken dat ek van goedjies moet ontslaa raak. En dit is nie altyd maklik nie, dit is nie altyd lekker nie. Maar op die ou end is dit die belangrikste. Dis al wat oorbly. En vanoggend weet ek dis 'n ruk tot stilstand boodskap, want my woorde hierdie afgelope tyd is met almal wat ek praat, ja, ons is so gejaagd, ons is so gejaagd, ons is so gejaagd. En dan kom die Here en hy ruk vir jou tot stilstand met 2 Kronieke 7 vers 14 en hy sê vir jou, dink aan wat belangrik is. Kom dink bietjie vanoggend. Maak jy die lysie in jou lewe, gaan vra jy die Here. Ek vra die Here, wat wil U hê in my lewe? Wat is nie in lyn nie? Sny uit wat nie in lyn is nie. Gaan verneder jouself, sê Here, ek sal doen wat ek moet. Wys my waar. Want nie eers dit kan ek en jy op ons eie doen nie. Niks. Ons kan niks op ons eie doen nie en mag dit vanoggend, al is dit al wat vanoggend vas bly steek. Die Here gee vir ons 4 werkwoorde en ons kan dit nie eers alleen doen nie.
Ons kan dit nie eers sonder hom doen nie. Mag dit vanoggend vassteek, dat ons het hom so nodig. Ons het so nodig om voor hom op ons aangesig neer te val en te sê, Here, my Here, help my om tree vorentoe te gee, want ek kan nie eers dit alleen doen nie. So om eindtyd te volhard, om te hoor goeie en getroue dienskneg, moet ons lyn wees met God se woord. En my gebed is vanoggend, en ek gaan nou bid daarvoor, maar my gebed is vanoggend, dat hierdie kinderlike boodskap, dat die Here vir hom vandag vat, en so diep in jou hart gaan ingrafeer, want it all comes to that, op die ou end. Dit bepaal jou toekoms, as jy hierdie of as jy hierdie. Koning Jesus, vanoggend wil dit amper vir my, ek wil voor U neerslaan, Here, op my knieë en sê, Here, help my in die plekke waar ek nog nie is, waar U wil hê ek moet wees nie, waar ek nie in lyn is met U wil in die woord, en ek bid dit vir elkeen van ons vanoggend, Here. Heilige Gees, kom wys vir ons waar daar verandering moet kom, sodat ons deur U genade, deur U hulp, Here, onsself kan verneder voor God, omdat U net weer U koningskap kan bevestig in ons lewe, Here. Dat ons kan bid wat nederigheid in aksie is, Here Jesus. Dat ons net weer kan weet, Here Jesus, dat ons U aangesig kan soek. Abba Vader, soos nog nooit tevore, that we desire You. En Here, dat ons sal terugkeer van ons verkeerde weë en sal weet, sonder U kan ons niks doen nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.